Sowat 21 klein besighede het vanoggend bors teen bors gestaan met owerhede by die gemeenskapsaal in Postdien in Postmasburg weens uitstaande betalings vir Februarie se werk op die grootskaalse asbesprojek. Volgens die gefrustreerde sake-eienaars kon hulle nie al werkers betaal nie en dit het gesinne direk geraak. Gemoedere het vinnig kookpunt bereik toe buitebande voor die gemeenskapsaal gepak was, maar binne minute was die polisie op die toneel. Onder leiding van kaptein Miller het die polisie kalm en professioneel opgetree. Sy direkte ingryping insluitend 'n oproep aan die kontrakteur het die plofbare situasie ontmond. Kort daarna is bevestig dat betalings vandag nog sou geskied. Salaris is al vandag aanbetaal wees. Waar gee die kans laat hy klaar? Hulle is nou uitdaglik besig om die betalings te maak. So, julle kan na julle banke toe gaan en gaan kyk of julle geld inbetaal is. Hy sê dit sal deur die dag sal dit inbetaal wees. Hoewel die kontrakteur alreeds gisteraand verskoning gevra het, hou die klein besighede vol dat dit nie die eerste keer is dat betalings vertraag word nie. Die klein sake-eienaars het lof vir hoe die ervare polisiekaptein die situasie hanteer het deur eers na hulle griewe te luister en self in te gryp. Teen publikasietyd was dit nog onseker hoeveel betalings reeds gemaak is. Steeds in Postmasburg. 'n Familie in Postmasburg is die afgelope 24 uur deur dubbele trauma getref. 'n Bejaarde vrou is na verskeie opvolgbesoeke by die Postmasburg Hospitaal opgeneem. Volgens die familie moes hulle self beurte maak om na haar om te sien weens 'n beweerde personeeltekort. Vroeër vandag is haar eggenoot ook opgeneem. Kort nadat die familie hul bekommernisse met Horizon Media gedeel het hul bejaarde pa egter gesterf. Die hartseer nuus moes toe aan hul reeds gehospitaliseerde ma oorgedra word. 'n Familielid wat self vir 15 jaar by die hospitaal gewerk het, sê die situasie is emosioneel verwoestend, veral in 'n fasiliteit waar sy gewerk het en selfs gebore is. Hoewel 'n plaaslike myngroep oor die jare in die hospitaal belê het, bly 'n beweerde personeeltekort volgens gemeenskapslede 'n groeiende uitdaging. Die hospitaalbestuur kon teen publikasietyd nie vir kommentaar bereik word nie. Op versoek van die familie word hul identiteit beskerm. Horizon Media hoop op antwoorde vanaf die hospitaalbestuur. Hierdie nuus was moontlik gemaak deur Mr. Fix in Postmasburg. Provincial Commissioner of the SAPS in the Northern Cape, Lieutenant General Kolisi Watola, has noted with great concern and dismay of the posters circulating on social media platforms informing the public that the Durban police station was closed to the public due to personnel shortages. The management wishes to assure the public that this is unfounded and false. The Durban police station was operational on Saturday, the 28th of February 2026, and is open and serving the community, contrary to the false information that was circulating. Misinformation of this nature can cause unnecessary panic and confusion. The SAPS is thus urging the public to confirm and verify with official sources like the SAPS website or official statements issued by appointed SAPS media liaison officers. The South African Police Service is urging the public to refrain from sharing unverified information of this nature on social media as it is tarnishing the image and reputation of the police.